baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. In Genesis 3 vers 4 en 5 lees ons die volgende. Toe sê die slang vir die vrou: "Julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken." Nou hierdie vers kom nadat ons in Genesis 1 vers 31 gelees het, dat God na alles wat hy geskep het, ook na die mens, gekyk het, en dan staan daar, en dit was baie goed gewees. So wat gebeur hier? God skep die mens baie goed. Satan kom na Adam en Eva toe, en deur middel van 'n slingsheid, maar 'n leuen, kom hy en hy sê, jong, julle is nou goed, maar julle is nie goed genoeg nie. Julle kort nog 'n bietjie kennis, julle moet nog 'n bietjie soos God word. En in Genesis 1 vers 26 staan daar, ons is na God se beeld geskep, so ten spyte daarvan dat ons wonderlik geskep is. Kom Satan, en hy oortuig die mens, julle is nog nie goed genoeg nie. En hoeveel keer hoor ons dit? Hoeveel mense loop rond met hierdie swak selfbeeld, met hierdie swak gevoel van selfwaarde, as gevolg daarvan dat hulle die verkeerde een glo. God sê, ek het jou wonderlik geskep. Satan sê, jy is nie goed genoeg nie. Kom ons sê dit eers vir mekaar. Hoekom is die mens goed? Nie uit wat die mens doen nie. Nie vanuit sy prestasies of wat hy by mekaar maak nie. Nie vanuit sy CV nie. Nee, die mens is goed, want God het hom goed gemaak. Psalm 8, ons lees dit, waar daar staan, ek is net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese. In Psalm 139 lees ons dat God ons in ons moederskoot aan mekaar geweef het. God het ons goed gemaak. Dis hoekom ons goed is. Niks vir my om op trots te wees of my prestasies nie, maar my God het my goed geskep. Maar hoeveel van ons betwyfel dit, omdat ons die leuen glo? En dit kom op soveel maniere. Kinders word groot in 'n huis waarin hulle heeltyd vergelyk word met 'n boetie of 'n sussie wat beter presteer. En later sê hulle, maar ek dink ek is waardeloos, ek is nie goed genoeg nie. Word nie vir 'n span gekies, 'n sportspan nie, of jy kry E-span se reserve en jy kyk na jouself en sê, nie goed genoeg nie. Doen aansoek vir soveel werke, maar die e-posse kom nie elke keer terug, dankie vir die aansoek, maar hy was nie suksesvol nie. Ek voel nie goed genoeg nie. Daar word keer op keer by my wat die beste kandidaat is, verbygegaan vir 'n bevorderingspos, want iemand anders wat jonger is en wat in ander kategorieë val, daai persoon word bevorder en hoe voel ek? Nie goed genoeg nie. Ek tree af en ek voel ook hoe ek ewe skielik die waardegrense oorsteek, waar toe ek gewerk het, was ek van waarde, ek was belangrik vir mense, ewe skielik sê mense, nee, baie dankie, jy kan nou maar gaan, jy is nou nie meer waardevol nie. Hoeveel invloed het die leuen van Satan, van jy is nie goed genoeg nie, hoeveel invloed het daai leuen op jou? Ek en jy moet leer om die waarheid te leef. Identifiseer die leuen in jou lewe. As iemand oor jou skinder en is valse goedheid, identifiseer dit dadelik as deel van die leuen. Jou gedagtes gaan, nou, ek maak dit nie, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie waardevol nie. Identifiseer daai gedagtes wat gebou is op die leuen, identifiseer die leuens in jou lewe. En dan hanteer ons dit. Dan gaan ons terug na die woord en vra, hoe kyk God na my? God kyk na my en hy sê, jy's na my beeld geskep. Ek het jou klaar goed genoeg gemaak.
Jy, as jy tot wedergeboorte gekom het, jy is my kind. Ons leef in 'n paradoks tussen leuen en waarheid. Maar ek en jy kies waarop ons fokus. Leef die waarheid. 'n Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.